Dankie dat U vir ons goed is en vir ons lief is. En dankie dat U ons nooit los nie. Amen. Amen. Nee, is fijn. Okay, môre julle. Lekker om julle almal hier te sien. Ek hoop julle het 'n goeie week gehad. Okay, die Here praat met my die laaste ruk oor die feit dat ons hom nie soek soos 'n kosbare skat nie, maar dat ons hom moet soek soos 'n kosbare skat. En ek wil lees met hierdie skrif eerste lees voor ons begin praat, die gelykenis van die verborgde skat, Matteus 13:44. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en hy verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parels soek, en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaar bring. En as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. So sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges afskei en hulle in die vuuroond gooi, en daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. So ons sien dat hier 'n baie duidelike onderskeid is tussen die ouens wat soek en die ouens wat nie soek nie. En dat God dit nie ligtelik opvat in die verhouding waarin ons met hom staan nie. So ek wil begin om vanoggend te sê dat Christene in Suid-Afrika, en ek gaan dit veralgemeen, en elke moet dit vat as dit die skoen hom pas, maar daar's 'n baie duidelike lyn tussen Christene en kinders van God. Tussen die goeie visse wat bymekaar gemaak word en die slegtes wat uitgegooi word. En ongelukkig is die Christene by ver meer as die kinders van God. En ek vertrou Heilige Gees vanoggend dat hierdie boodskap Christene sal aanraak om kinders van God te word. En Christenskap in ons land is nie 'n geloof nie. Vir die wat gedink het dit is, jy mis dit. Dis 'n kultuurding. En dis hoekom ons die kinders van God word nie. Want ons kultuur op 'n naweek, elke naweek lyk dieselfde in Suid-Afrika. Kyk ons rugby of sokker, sport, veral daai twee, ons braai vleis en ons gaan kerk toe. Kerk toe gaan en Christenskap is 'n kultuurding. Dis hoekom ons dit nie soek nie. Dis net deel van wat ons doen. En as jy dink is anders, en jy dink ek praat alleen, lieg jy vir jouself. Dis 'n kultuurding in ons land om kerk toe te gaan. Dis nie eers 'n geloof nie. Dis nie iets wat ons pursue nie, dis net iets wat van ons verwag word. As die Springbokke speel, word dit van jou verwag om vir die TV te wees en te cheer. Dis wat dit is. Okay? Kerk is dieselfde. Kerk is vir ons niks meer as net rugby kyk op die TV nie. Dit val presies in dieselfde kategorie in hierdie land. In China, waar die ondergrondse kerk doodgemaak word, persoon hulle die Here. Dis nie 'n kultuurding nie, dis 'n absolute leefwyse. En dis hoekom die ondergrondse kerk in China die vinnigste groeiende kerk in die wêreld is en die meeste mense bereik en tot bekering bring. Maar ons wat sogenaamd 85% Christene in die land is, bereik wie? Niemand. Niemand. Ons het die naweek action team training. Ben kom van Pretoria af. En hy sê, hy is in corporate met myne en property se goed. En ons plakkerskampe wat op hulle property plak. En is almal mense uit Afrika uit. En hulle probeer hulle afkry. En die Here vra vir hom, wat dink jy van die mense? Hy sê, het help jy 'n jokkie, die Here ken sy hart. Hy sê, Here, hulle is 'n nuisance. Die Here sê vir hom, weet jy dat ek hulle al in 1994 hiernatoe gestuur het, om die evangelie te kry, sodat hulle kon teruggaan na hulle land toe en dit te vat. Hulle wag nog steeds. 30 jaar wag hy mense. Die Here sê, ek sal hulle self terugstuur.
maar hulle wag vir die evangelie. So, hoeveel mense bereik ons in hierdie land met ons Christenskap wat so 'n groot bordjie om ons nek hang, omdat dit net 'n kultuurding is vir ons, is nie 'n geloofding nie. Hoeveel mense bereik die ondergrondse kerk van China, wat doodgemaak word, verdruk word, hulle het nie eens 'n vol Bybel nie, hulle het bladsye, maar hulle ken dit uit hulle kop uit, want hulle ruil dit uit en memoriseer dit. En ek wil hê ons moet ernstig dink daaroor, en ernstig met ander Christene gaan praat hieroor, want die laaste dae is naby, en die redding is min. Hy sê hierso, so sal dit wees in die volëinding van die wêreld, die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges afskei. Die feit dat jy sê is 'n Christen, beteken absoluut niks. En hulle in die vuuroond gooi en daar sal hulle geween wees en 'n geknars van tande. Ons moet hierdie kultuurding in ons land verander na 'n absolute geloofsding toe. Want die feit dat ons 'n persepsie het dat dit 'n geloofsding is, maar dis eintlik 'n kultuurding, maak dit ons nie by die waarheid uitkom nie. Sien, as 'n alkoholist nie erken het 'n probleem, jy kan nie mee help nie. As ons nie erken dat hierdie 'n kultuurding is en nie eers 'n geloofsding, jy kan dit nie fix nie. En dis waar ek vanoggend met julle wil praat, want die Here druk dit swaar op my hart dat ons hom nie soek nie. Pursue in Engels, die heeltyd. Sien, die ding is, as ons vir God ontdek het, want jy word groot daarmee in ons kultuur, dink jy het hom gevind, want jy gaan kerk toe. Jy het nie God gevind omdat jy 'n Christen is nie. So kom ons praat oor hoekom sê ek so. Ons bly in Kimberley. Die kultuur in Kimberley is delwerye, diamante. Ons is die stad van ons verstaan hoe werk hierdie. Al delf nie van ons nie, of jy weet, ons weet hoe werk dit, want is ons kultuur in hierdie dorp. Wat doen 'n delwery? Hy soek die skat die heeltyd. Van hierdie delwerye loop 24/7, sit nooit af nie. Nooit. En elke diamant wat hy uithaal, dryf hom om verder te delf vir nog ene. En hierdie ou verkoop al sy goed wanneer hy 'n stukkie gekry het wat hy kan delf, om die delwerymasjiene te kan koop. Hulle het niks, hulle eet brood daar, maar sy soeke na die skat weet, dit gaan iets oplewer. Maar wat verkoop ons om te soek? Want ons moet onsself neerlê om te soek. Ons moet die selfoon neerlê, ons moet die wêreld neerlê, ons moet die kerkkultuur neerlê, dat kerk genoeg is vir ons op 'n Sondag. Hierdie delwery, dink julle as hy net op 'n Sondag delf, gaan hy iets uithaal? 1 keer 'n week delf. Ek het pasiënte wat my vertel, ja, hulle lees Bybel elke dag, sy lees elke dag 2 versies. Dink jy as 'n delwery 2 minute elke dag delf, hy gaan iets uithaal? Dink jy as ek elke dag net 2 sinnetjies met my man praat, hy gaan daai huwelik vanhou? Dis alles wat hy vir my afkry, 2 sinnetjies 'n dag. Maar God moet tevrede wees daarmee, want ek het daarom Sondag kerk toe gegaan en elke dag 2 versies gelees. So ek's reg. Hoor wat sê hy? So sal dit wees in die volëinding van die wêreld, die engele sal uitgaan en slegte mense onder die regverdiges afskei. As jy dink dis goed, dit is nie. As jy dink jy soek hom en jy het hom gevind, jy het nie. Dis nie wat God van ons wil hê nie. 'n Delwery delf die heeltyd. En soos dat hy skatte uithaal, delf hy vir die volgende skat. God is nie 'n cheap hoer, laat hy homself op 'n skinkbord neer toe bring en sê, hier's ek nie. Dis hoe hy werk nie. Hy is diep en intens, en die prys wat hy betaal het is onbekostigbaar. En hy wil hê ons met hom soek, en hy sê, as jy my soek, sal jy my vind, maar dis 'n aanhoudende proses. Kerk op 'n Sondag soek hom nie. Elke dag tyd in die woord, nie 2 versies nie, tyd met God soek hom. Soos wat die delwery 24 uur soek vir daai skatte. En as 'n masjien breek, is hy onmiddellik op dit en hy maak hom reg. Hy kry die nuutste tegnologie en hy kry die beste ou wat die goed kan service. Hy verkoop alles wat hy het om hierdie masjiene te koop, sodat hy die skatte kan kry. Want wanneer hy die skatte het, kan hy meer goed koop as wat hy nou net verkoop het. Sien, as ons nie hierdie skatte soek nie, wat ons in die hemel moet bymekaar maak nie, wat stuur ons op hemel toe? Niks. Want ons is besig met skatte op die aarde. En kerk toe gaan is maar net iets wat ons in ons kultuur doen. Dis nie eers deel van die skatte wat ons in die aarde of in die hemel bymekaar maak nie. Ons is so besig met ons eie ek en ons eie goed en geld en pensioen en al hierdie goed waarmee ons besig is, dat ons die Here nie soek nie. Wat beteken ons skatkis bo in die hemel is totaal leeg. Totaal leeg. En ons is in die laaste dae. Hoe ver gaan ons nog gaan? 30 jaar? 50 jaar? Ek dink nie so ver nie. Ek is nou nie 'n
iemand wat voorspellings doen nie, maar as ek die Bybelse profesie kyk en kyk waar die wêreld is en kyk hoe vinnig goed gaan, ek dink jy is 50 jaar ver, ek dink is minder. En maybe is jou net 'n dag ver. Maybe is jou net 'n dag ver en as jy oor die pad loop, of as jy 'n hartaanval kry, wat jy nie geweet het gaan kom nie. En dan is jou skatkis bo in die hemel wat? Dolleeg. Want jy het hom nie gesoek nie. Maar ek het kerk toe gegaan op 'n Sondag, Here, ek het 2 versies 'n dag gelees. Here, ek het bazaar gehou en koekies gebak. Here, ek was elke Sondag by die kinderkerk gewees, ek het die kindertjies wat prentjies inkleer. Dan gaan hy vir jou sê, ek het nie jou naam geken nie, gaan weg. En dan gaan jy wonder, wat het verkeerd gegaan, maar dan is dit te laat. Dan is die wonder van hoekom ek aan die verkeerde kant van die lyn opgeëindig is te laat. Want altyd wat jy het is nou. Terwyl jy nog 'n vleeshart het wat klop, is altyd wat jy het. En jy weet nie wanneer hy ophou nie. Die Here haal die Israeliete uit, Egipte uit. Hy sê vir hulle, die beloofde land, Eksodus 23:29. Hy sê, ek sal julle nie in 1 jaar voor jou uitverdrywe nie, dat die land nie woes word en ongedierte teen jou te veel word nie. Ek sal hulle so langer saamhand voor jou uitdrywe, totdat jy vrugbaar word in die land beerwe. God sê vir hulle, ek gaan nie jou beloofde land op een slag gee nie. Hy sê, julle gaan nie kan handle nie. Hy sê, gaan vir jou 'n stukkie vir stukkie gee, anders gaan jy ongedierte sit by jou vat. Hy sê, totdat jy vrugbaar word en die land kan beerwe. Soos dat jy gaan groei jy. Wie is ons beloofde land? Jesus. Hy sê, maar jy gaan hom met stukkie vir stukkie pursue, jy gaan hom moet soek. Hy gaan nie vir die hele land op een slag gee nie, jy gaan die land moet soek. Jy gaan elke stad moet invul in 5. Settle, afbreek, nuwe goed bou, insak, volgende een. Jy moet my soek vir elke stad. Ons sien toe Josua vir Jerigo konker, toe dog hy het dit. Hy het kerk toe gegaan, hy het opgedag, kyk hier die victory. Hy het God gevind. Die volgende stad vra hy nie eens vir God nie. Kry sy Moses daar, maak hulle 37, 36 Israeliete dood, hulle vlug terug. Sien, want hy het nie vir God persoon nie, hy het gedog hy het dit. Ek het hom gevind. Kyk hier die victory. Hy gaan kerk toe. So het net bazaar gehou, baie geld gemaak. Here, my stalletjie het geoperate. Ek het gearrive. So het net nog 'n nuwe kerk gebou, 60 miljoen rand. Check hierdie kerk. Ons het opgedag, ons het die Here gevind. Rarig. Kyk wat gebeur toe Joshua dink hy het dit gekry. Dierles geleer. Volgende stad toe vra hy die Here. Toe soek hy die Here. Toe persoe hy hom. En so gaan hy. So die Here gaan nie vir jou die beloofde land gee, as jy dit nie soek nie. Dis nie 'n ding wat hy op 'n skinkbord bring, weer eens, hy is nie so cheap nie. Jy moet hom die heeltyd soek, stukkie vir stukkie gaan hy dit vir jou gee. Maar sien, hoeveel van ons voel of ons 'n beloofde land het? Hoeveel mense is al buite hulle stikkend, en ek praat eers van geld nie. Ek praat van stikkend hier. Stikkende huwelike, stikkende kinders, stikkende werksomstandighede, stikkende verhoudings met families. Ek praat nie eens van die geld nie. Ek praat van daai stikkendheid waarmee hulle heeldag loop. Lyk dit of hulle beloofde land het? Nee, want hulle soek hom nie. Ons is 2 weke terug. En nou sê. So, die volgende skrif wat ek hier opgesit, die Genesis 2:24 sê God vir Adam en Eva, dis die kinders, hy sê, sal jou ma en pa verlaat, en jou vrou en kleef een word. Daai verlaat, toe God hulle daar uithaal, hulle moes Egipte verlaat, hulle moes die slawerny gedagtes verlaat, hulle moes hulle eie ek verlaat, hulle moes die kospotte van Egipte verlaat, hulle moes God gesoek het in die woestyn, en hom gevind het, sodat die beloofde land kon ingaan, maar het vat hulle 40 jaar voor hulle hom net soort van gevind het, dat hulle die beloofde land waardig is. En toe hulle daarin kom, toe sê die Here, en ek het nou gesien, julle weet nie om te soekie, so gaan julle net stukkie vir stukkie gee. Julle gaan my stukkie vir stukkie soek, en dan gaan my stukkie vir stukkie openbaar. As ek vir die Here vra vir openbaring, praat hy nie met my op een slag nie. Hy praat met my 'n paar weke, stukkie vir stukkie begin hy goed aan my openbaar, soos dat ek 'n worship song luister of Bybel lees of met iemand praat, kom dit so, begin hy goed by add.
Jy kan maar vir enige iemand wat close met die Here loop gaan vra. Die Here gee nooit 'n openbaring net so nie. Nooit. Soos dat ek hom pursue, las hy by, tot die hele groot prentjie eendag net so mekaar val. Maar sien as ek hom nie soek nie, wat is my openbaring? Niks. Ek lees 2 versies elke dag, want ek moet, die kultuur sê ek moet. Maar ek het geen openbaring nie. Ons niks. Sien, ons moet ons tradisies verlaat en God aankleef vir een raak met hom. Dis wat hy vir hulle sê daar. Ons moet hierdie kerkkultuur wat ons kerk toe gaan verlaat en begin 'n verhouding hê en hom aankleef en een word met hom. Jy weet, ek praat met mense in die lokasie wat ancestral worshiping en goeders doen, en dit geld die mense wat in hierdie tradisionele 3 susters kerke sit ook, né? Nou is nie onderskeid, dieselfde goed. Ja, maar Karla, is my tradisie. Weet jy wat, ek het ook in daai tradisie groot geword. Ek was 'n ouderling in die hervormde kerk, maar ek moes my tradisie verlaat en hom aankleef vir een word met hom. Het dit konflik veroorsaak? Ja, dit het. My pa was baie kwaad. Maar weet jy wat? 3 maande voor my pa se dood, my pa het voorgelees elke Sondag in die kerk, maar my pa was nie gered nie. Hy was deel van die tradisie. 3 maande voor sy dood sê hy vir my, jou standvastigheid toe ek uitstap, het my laat besef daar's iets anders. Die ding waarvoor hy so kwaad was vir my, het hom by redding uitgebring, 3 maande voor hy dood is. Maar ek moes God kies bo dit. Ek moes hy tradisie verlaat en hom aankleef vir een word met hom, en hom begin soek. Ek moes my eie ek verlaat en hom aankleef. Want kyk, ons eie ek staan sterker as die tradisie. Moenie dit weggooi nie. Me, myself en I, en wat ek wil hê, en wat die Here vir my moet doen, en wat my lysie is, en wanneer antwoord hy hierdie lysie? En Here, hier is my lys, waar is dit? Ek sê vir julle, hier's mense wat alles verloor het. Kom hou jy by my toets. Groot myn gewerk, iewers daar bo in Suid-Afrika, Middelburg, iewers. Alles verloor, so hy is ver onder die ware verkoop. En al skrif wat hy het is, as jy wat sleg is, weet of jy jou kind 'n brood te gee, hoeveel te meer die Here nie. So Here, waar is my goed? Ek het hierdie skrif, waar is my goed? Maar die ou so vol eie ek, hy kan nie eens hoor wat ek hom sê nie. Hy soek nie die Here nie, hy soek die goed wat die Here vir hom moet doen. Die tradisie van kerk toe gaan en een skrif hê. Maar as jy die Here gesoek het, jou hele lewe lank, en hom gepersoe het, en hom aangekleef het en een geword het met hom, was hy nie nou in die situasie nie. Maar nou in die situasie waarin hy is, as hy dit besef, gaan hy weer by dit uitkom. Maar hy besef het tog nie. Die wêreldse goed moet ons verlaat. Julle, toe ons kinders was daar nie tegnologie nie. Hierdie ding is meer verslawend as wat enige iemand ooit kon geimagine het. Ons het gedink, is net vir bel op die pad, as jy papwiel het. Naderhand toe kom maar internet by. Ek kan nie vir julle sê dat ek nie een persoon nie binnekry wat nie verslaaf is aan sy foon nie. Nie een nie. Ek sien 10, 15 mense 'n dag, ek praat met almal. Groot mense en kinders. Daar's geen beheer daaroor nie. Niks. Maar die pursuit van hierdie, amper niks. Tussen 0 en 5%. So wat hulle eens spandeer. Ek vra hulle, hoeveel ure op die foon, hoeveel ure in die woord? Hierdie kry tussen 0 en 5%. Die foon kry 95%. Daar's kinders wat tot 12 uur in die aand op hulle fone is voor hulle gaan slaap. En weet jy wat sê die ouers vir my? Ek weet nie wat om vir hulle te sê nie, Karla. Hulle is die hele tyd op die foon. Sien, die ouers persoon nie is die Here nie. Dit pas eintlik die ouers dat die kinders op die foon is, want hy is ook eintlik op die foon. Daar's geen authority nie, daar's geen dissipline nie, daar's geen verantwoordelikheidsin nie. En ons gaan voor God staan, dan gaan hy seker daai kind vir jou gee om groot te maak, toe gee hom vir die foon. Ek het hom nie vir die foon gegee en vir jou gegee. En mense besef nie, dat dit ook skatte is wat ons in die hemel bymekaar maak, dat obedience wat die Here ons 'n opdrag gee om ons kinders groot te maak in sy naam, en die authority in ons huis te wees. Want die pa moet God verteenwoordig in die huis. God is 'n authority, God is dissipline, God is obedience. Die pa moet dit wys. Die ma moet die liefde van Jesus bring. Daar's nie eens liefde vir die kinders nie, ons niks tyd vir die kinders nie, want die ma's besig nie. Vat net jou eie foon, ek's besig. Om 'n klomp vals mense se vals lewens op Facebook deur te blaai. Terwyl daar regte mense almal is met regte lewens.
Sy het nie eens 'n klou wat in hulle lewe aangaan nie. Wie hulle beste maatjie is, hoe hulle dag by die skool was, wat se vak hulle die meeste van, waarmee sukkel hulle by skool, was hulle geboelie nie. Niks. Ouers kom vertel my kind word geboelie by die skool, ek sê, wat doen jy? Nee, niks. Wat moet ek doen? Regtig? Gaan jy vir God sê eendag? Ek het niks te doen nie. Want daar's nie 'n soeke na die Here nie. Daar's nie eens liefde van Jesus in die ma se hart nie. Want sy soek hom nie. Die pa het geen authority van God nie, want hy soek hom nie. Hy weet hoe dit lyk nie. Daai kinders het geen voorbeeld van hoe God en Jesus moet lyk nie. Dis hoekom die Here ons vir die kinders gegee het, is om te verteenwoordig in die huis, sodat hulle persepsie kan kry van wie God die Vader en wie Jesus se liefde is. Dis die ma en die pa. As jy my soekie, wat gee jy vir jou kinders? Niks. Sien, die probleem is dat ons hink op hierdie twee gedagtes, as jy in die moeilikheid kom, né? In plaas van dat jy vir God gaan vra, Here, ek is in die moeilikheid, wys my, hink ek nie eens op die gedagte tussen my en God nie, ek hink op die gedagte tussen my en my vriend. God is eers nie 'n prentjie nie. Ek bel my chommy en sê, luister, ek sê die moeilikheid, jy 'n plan vir my. Lees wat sê Jakobus. Hy sê, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Sien, hierdie wat ons nie vir God soek nie, wanneer die moeilikheid stryk, soek ons vriende. En ons soek Google, en ons soek Facebook, en ons soek YouTube, en tik, maar iewers sal ons 'n antwoord kry op hierdie probleem wat ek nou het. Iewers sal iemand wat iets gepraat het die oor, en ek sal 'n antwoord kry. Maar die een wat al die antwoorde het, word nie gesoek nie. Want ons ken hom nie, ons weet nie eens waar om te soek nie. Ons weet party mense weet nie eens waar hulle Bybels is in die huis nie. Ek vra het jy Bybel? Ek vra dit vir almal. Want ek bedoel, jy kan nie met iemand praat as hy nie eens 'n Bybel het, dis verkeerd, dan moet ek jou 'n Bybel gee. So ek vra het jy Bybel? Ja, lees jy hom? Ek weet nie eintlik waar hy is nie. Dis die antwoorde wat ek kry. Ek sê vir hom, as hy nie so lyk nie, né, stikkend gelees nie, het jy 'n probleem. As hy nog nie lyk na 20 jaar, het jy 'n probleem. Ons is 2 naweke terug, Pretoria, ons het daar in Hartbeespoortdam gesinstyd, hier kom 'n WhatsApp deur. Ken nie jou van nêrens af, ek maak tot die profile picture op, ek weet nie wie dit is nie. Ek sien ek het vroeër met hom gepraat oor daai klasse wat ek gee, hoe die Bybel te lees. Hier is hier jou se WhatsApp. Jammer ek pla. Maar hoekom het God my gemaak, as hy geweet het, mense gaan so vieslik wees met my, en ek gaan dit nie kan hanteer nie. Kyk hier WhatsApp, ek soos, as jy na die Bybelklas te gekom het, sou jy geweet het hoe om die Bybel te lees. Want die woord van God is soos 'n tweesnydende swaard wat deur enige omstandighede sny. Jesus was voor die vieslikste ou van die vieslikste mense in die woestyn, en hy het vir hom die woord gegee. Hy het hom met die tweesnydende swaard gesny, totdat hy sy goed gevat en geloop het. Maar kyk, die persoon hier jou eerste vir my, maar nie vir God nie, want ek ken hom nie. Wat moet ek vir hom sê? Lees jou Bybel, persoon hom. Maar ek sien hierdie goed, ek sien die verlore die mense is. Hulle het geen skatte nie, hulle het nie eens soeke na die skat nie. Niks, hulle delwery staan doodstil, daar's eers masjiene nie. Hulle is besig om hulle huishouding op te sit. Niks word geïnvest in hierdie delwery nie, niks. Hy het 'n nuwe kar gekoop en banke en 'n nuwe vrieskas ingesit. Maar die delwery staan. Daar's geen soeke vir hierdie skatte nie. Sien, mense wil hê dat die wêreld ons moet opvul, en dis wat hierdie fone doen. Ek wil net 'n scientific verduideliking gee van wat die fone doen, want ons verstaan dit nie. As jy kokain snyf, dan gaan in jou brein in, dan stimuleer dit jou serotonien en jou dopamien, dis jou goedvoelhormone, maar hy stimuleer dit in 'n super hoeveelheid, en jy gaan eintlik op 'n high, omdat jy super hoeveelheid van goeie goedvoelhormone kry. So jy gaan nie op 'n high van die kokain self nie, jy gaan op 'n high van daai goedvoelhormone, wat net super baie gestimuleer is. So toe ons kinders was, ons ouderdom, het jy met 'n karretjie gespeel, en het net genoeg goedvoelhormone afgeskei, dat jy tevrede gevoel het om met die karretjie te speel. Jy het in 'n klas gesit, en 'n juffrou het vir jou biologie, of wat ook al verduidelik, en die wyl het oorgebring, het net genoeg goedvoelhormone gestimuleer, dat jy tevrede voel om na die juffrou te luister. Kyk.
So, selfone en daai Facebook wat ons skraal en die games wat hulle speel, tot die ou mense speel hierdie Candy Crush en ek is geskok wanneer ek hierdie goed sien, maar hulle doen. Tot die ou mense, moenie dink is net die jong mense nie. Ouma ook. Dit stimuleer dieselfde ding in jou brein, daai goedvoelhormone word super gestimuleer. So wat nou gebeur is, omdat jy 'n rush van goedvoelhormone in die brein kom, dis te veel, hy kan dit nie hanteer nie. So wat die brein doen is, hy bou 'n muur op om dit te stop. Okay? Dan kom maar net bietjie oor, dan kom nie meer die vloed oor nie, want van dit sou teen die muur vas, van dit gaan oor. Maar die brein is nie meer tevrede daarmee nie, hy soek die baie. So dan moet jy nou meer selfoon doen, jy sien nou, addiction raak al hoe erger, ou wat kokain snyf moet meer snyf, dan kom maar meer oor, by die muur oor. So nou is ons met 'n karretjie speel, wat net gewone hoeveelheid af, is hy hier teen die muur vas, dit kan nie in nie. So nou is die karretjie speel vrek boring. Die juffrou voor in die klas is vrek boring. Niks is meer interessant nie. Gaan kyk die jeug van vandag. Alles is vir hulle vervelig. Skool is vervelig, sport is vervelig, karretjie speel, gewone speel, alles is vervelig. Nou net die foon. Maar sien jy, as jy die research gaan kyk, hulle vat ouens wat kokain snyf, van gee hulle vir selfoon games om te speel. Dan kry hulle nie eens onttrekkingssimptome nie. Weet jy wat ek sê? Hulle het research gedoen daarop. Hulle het dit geëksperimenteer. Die selfoon doen presies dieselfde aan die brein as kokain snyf. Hoe sad is dit? Dat ons kinders en groot mense se brein stadig maar seker doodgaan. Ek lees 'n artikel wat sê van 2012 af, wêreldwyd, het al die skoolpunte gesak. Ons as ons nou ek weet nie wat 'n generasie is ons nie, toe het jy mos die millennials gekry. Ons generasie het hard gewerk, op 40 het jy daarom 'n huis en 'n kar, maar jy het hard gewerk daarvoor. Die millennials, wat na ons gekom het, is hulle 20's al miljonêers, besighede het net so opgekom. Die Gen X of Gen Z, ek weet nie wat die generation nou na die millennials nie, hulle bereik niks. Ons kom hulle 20's, hulle bereik niks. Hulle werk nie eens waar ons gewerk het, om op 40 daarom iets te hê nie. Niks. Sien die millennials, het hierdie goed ontdek, ons het die buis geskep, hulle het dit verder gevat, maar hier is nou 'n dikte daaraan. Hulle breins is so gecompromise, dat hulle geen dryfkrag het nie, geen ambisie nie, geen visie vir besighede nie, niks. Wêreldwyd het die skoolpunte gesak van 2012 af. Want ons persoon nie vir God nie, ons is verslaaf van die wêreld. God het die skool uitgehaal. God het die skool uitgehaal. God se oral uitgehaal, hy is tot uit die kerk uitgehaal. Maar sien, wat ek eintlik wil by uitkom, is dat die selfone vul ons so op, dat ons het nie 'n honger vir die woord nie. Want ek voel satisfied. Hou wat kokain snyf die hele tyd, voel tevrede. Tot hy leeg voel, en snyf net weer, voel hy weer tevrede. Tot hy leeg voel, en snyf weer, voel hy weer tevrede. Jy lag, dis die waarheid. So die oomblik as jy leeg voel, is jy net weer terug op Facebook, of voel jy tevrede. Die oomblik as jy leeg voel, net, dan is jy weer tevrede, as jy op YouTube of iewers, dan vul dit jou op. Maar 'n interessante ding is, as jy die woord gaan lees, dan sien jy dat Salomo het alles gehad, en Job het niks gehad nie. Maar altyd kom by dieselfde ding uit, dat net God jou kan opvul. Sien, God vul jou op, en dan is dit nie daar wat jy voel, ek voel weer leeg nie. Die opvul maak jy so opgewonde dat jy nog wil hê, maar jy voel nooit leeg nie. Sien, die selfoon laat jou leeg voel, en moet jy weer beter voel. Leeg voel, en moet jy weer beter voel. God laat jou na hoër hoogtes toe strek, van is so lekker, jy wil net nog van dit hê. Maar jy kom nooit by 'n leeg uit nie. Sien, die persoon van die twee is verskillend. Die wêreldse persoon is 'n leegheid wat jou laat aanhou soek. God is 'n opgewondenheid, dis daai diamant delwery, wat jy daai skat kry, dan wil jy nog een hê. Jy kry daai skat, dan wil jy nog een hê. Dis nie 'n leeg gevoel wat jou dryf nie. Dis 'n opgewondenheid wat jou dryf na die soeke. En die sad ding is dat mense klaar verslaaf is aan die foon. Maar alles van Salomo kon hom nie opvul nie. En die niks en die sukkel van Job kon hom ook nie opvul nie. Net God kon hulle albei opvul. So mense wat die omstandighede gebruik om te sê ek's opgevul of nie opgevul nie, is alleen. Want die Salomo en Job gaan lees sien nie altyd by die waarheid uitgekom. Met die alles en die niks. Ek wil jou sê, nie eens jou man kan jy opvul nie. Mense gaan in 'n huwelik in, sonder 'n soeke met God, want ons gaan ons kerk toe, nee, ons is daar. En my man moet my opvul. En dan is dit 'n disaster. Want my arme man het sy eie goed, en hy is ook maar net 'n mens. En hy kan my nie opvul nie.
Dis onmoontlik vir een mens om ander mense op te vul. Die woord het klomp skrifte wat sê, moenie op mense vertrou nie. Nie dat hy my goed gaan steel of my gaan verneek nie, dat hy my moet opvul. Hy kan nie. Ek kan hom ook nie opvul nie. God, toe hy vir Adam en Eva skep in Genesis 3, sê hy daar, dat hy die mens gemaak en sy asem in die mens ingeblaas. God het hulle opgevul met sy gees. En in vers 17 sê hy die vrou se hulp gemaak. Sien die wêreld so goed om ons, mans en vrouens ingesluit, is net 'n hulp, is nie 'n opvul nie. John is net my hulp, hy kan my nie opvul nie, God se gees vul my op. En dis hoekom huwelik in die werkie, want ons kyk na ons partner vir 'n opvul en dan kan hy dit nie doen nie, dan is jy so teleurgesteld voor jy weet jy uit mekaar uit, en eintlik weet niemand hoekom jy uit mekaar uit nie. Maar as jy God gesoek het, en daai skat gesoek het, het hy jou opgevul. Dan het jy die goeie goed in jou maat begin raak sien, en nie dit wat hy nie doen nie. Jy het alles gesien wat hy wel doen, en dit wat hy nie doen, het jy by God gaan haal. En jy was tevrede. Omdat God se gees jou tevrede maak. Die pastoor kan jou ook nie opvul nie. Né? Is net jou hulp. Want baie mense hardloop na die pastoor toe, hy moet nou hierdie ding uitsort. Hierdie WhatsApp wat kom, hoekom het die Here my geskep, as hy weet, wat moet ek vir hom sê? Net God se gees kan, ek kan hom nie opvul nie. Ons is mekaar se hulp, die pastoor kan vir jou hulp aanbied. Maar jy kan jy opvul nie. Jy moet die skat gaan soek, daai skat vul jou op, en is 'n aan mekaar soek. Dis nie as ek is gaan kerk toe ek se Christen, ek het hom gevind, daar gaan ek nie. Weet julle wat sy hartseer ding? Is dat Jesus het gekom om ons te soek. Hy het sy kroon en sy troon en sy glorie en alles gelos, om ons te kom soek. Hy sê in Psalm 23 dat hy die tafel vir ons dek, elke dag, in die aangesig van die duiwel. Die duiwel is uitgegooi daar waar ons is, waar ons toegang het. Nie almal van ons is daar nie, maar ons het toegang daar. En die duiwel moet in jaloesie toe kyk op hierdie tafel. Maar kan jy imagine dat die koning van die koning sit elke dag by die tafel en hy wag vir jou, want hy het jou kom soek. Maar jy loop dit verby. Jy sit nooit daar nie. Hy is so opgewonde as jy in die oggend wakker word, en dink, Jan is wakker vandag, nou gaan ons begin werk. En dan loop Jan net verby. Hy praat nie met hom nie. Kan jy die teleurstelling dink in God se hart? Kan jy die lekker kry dink in die duiwel se hart, dat in aanskoue moet kyk, dat jy nie gaan sit het nie? Hy het nie meer plek daar nie, maar jy het nie eens jou plek gevat nie. En hoekom nie? Want jy die leuen van hom geglo. En die waarheid van die skat het jy nie ontdek nie, want jy het dit nie gesoek nie. En elke oggend sit God daar, by die tafel wat gedek is, net vir jou en hom. En hy kom soek jou, maar jy soek hom nie. Hoe sleg is dit? Dat ons toegang het tot die troonkamer. Maar hoekom soek ons nie vir Jesus nie? Want ons het hom nie nodig nie. Kyk, ons daag op by die werk en ons kry pay elke dag, elke week, elke maand. Maar daai geld koop ek alles wat ek nodig het. Veiligheid, kos en genesing. Betaal my mediese fonds, sit 'n heining op, koop groceries. Sien hierdie tradisie waarin ons leef om kerk toe te gaan op 'n Sondag. Ons gaan nie soontoe omdat ons vir God nodig het nie. Ons gaan soontoe omdat 'n tradisie is. Ons het reg gekyk, ons gaan kerk toe môre. Ons het hom nie nodig nie, want ons het geld, en ons kan planne maak, en ek kan weer 'n werk kry, en my vrou kan koeksisters bak, as dit bietjie taaf gaan en verkoop, maar ons maak ons planne, maar ons het hom nie nodig nie. Hoor wat sê Jakobus 4 hierso, 4:4, egbrekers en egbreksters, hy praat nie van mense wat 'n affairs het, hoor, hy praat van ons wat 'n affair met die wêreld het. Weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Ek het dit al gesê in 'n vorige preek. As ek 'n earneste affair het, en ek trek by hom aan die einde van die maand, bel ek vir John, sê, kom haal vir ons groceries af, Ernest kan nie vir my kykie. Gaan dit werk? Nee, ek moet getrou wees aan John. Hom tyd spandeer, pursue, lief wees vir hom, getrou wees net aan hom, dan kyk hy na my. Maar God, ons het 'n affair met die wêreld, en met die selfoon, en al hierdie goed, en as dit swaar gaan, moet God net kom intap af en toe en groceries aflaai. Werk nie so nie. My man gaan dit nie eens doen nie, maar God moet tevrede wees daarmee. Hy sê ek is 'n jaloerse God. Met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Hy sê as jy 'n vriendskap met die wêreld is jy vyand teen God. Maar jy noem jouself 'n Christen en jy dink jy gaan hemel toe. Jy gaan nie. Jy's op pad hel toe.
Ek hoor 'n ding in die week wat so waar is, ons praat van hierdie mense wat so bietjie van die woord af is. En die ou sê vir my, jy kan 95% die waarheid hê, maar daai 5% leuen wat jy glo, gaan maak dat jy nie hemel toe gaan nie. Weet jy wat ek sê? Jy kan 95% die Here pursue, maar daai 5% wat 'n leuen is, en waarmee jy besig is met 'n affair, as ek net een keer 'n jaar 'n affair het, nee, ek het nie elke dag 'n affair nie, Jan, kom sy nie kwaad wees my nie, net een keer 'n jaar het ek 'n affair. Dink jy gaan tevrede wees daarmee, omdat ek 95% van die tyd nie 'n affair het nie? Gaan my man tevrede wees met dit? Dan ons sê papa net een keer 'n jaar, dis nie so ergie. Maar God moet tevrede wees met dit. Ons moet hierdie goeders begin oordink, en ons moet begin praat met ons boeties en sissies, wat in hierdie leuns lewe, hierdie 5% leuns. 1 Johannes 2 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde vir die Vader van die Vader nie in hom nie. Die liefde van die Vader is nie in jou as jy wêreld lief het nie. Mense, hierdie goed's ernstig. Dis nie ek moet net 'n klein bietjie minder op die foon wees nie. Dit is, jy moet hierdie skat pursue elke dag, jy moet daai delwery in die gang kry. Daai delwery moet gestart word, jy moet alles verkoop wat jy het in daai skat gaan soek. Jy moet jouself neerlê, dis alles verkoop. Jou eie ek, jou eie soek en jou eie goed, moet jy gaan neerlê en daai delwery begin start, dat ek kan werk, 24/7, hier is jou masjien wat die diamante uithaal. Jy weet, Jesus het afgekom om ons te dien. Hy het gekom om 'n servant te wees. Maar omdat ons God nie soek nie, is ons nie servants vir mekaar nie. Die jaloesie onder die liggaam van Christus en die lelikheid is shocking. Ons is veronderstel om anders te lyk vir die wêreld, sodat hulle ook wil kinders van die Here wees. Weet julle, ek luister 'n video nou eendag van 'n moslim. Hy sê, Christene het 'n open ticket om te maak net wat hulle wil, omdat hulle aan hierdie Jesus glo wat aan die kruis vir hulle sonde gesterf het. Dis hoe hulle ons sien. Daar's geen begeerte in sy hart soos om soos ek te lyk nie, niks. Want ons het 'n open ticket om te doen net wat ons wil. Want liewe Jesus het alles betaal aan die kruis. Ons het 'n open ticket om 'n affair met die wêreld te hê. Want die genade aan die kruis sal jou red. Dis hoe die wêreld ons sien. Geen ander geloof het 'n begeerte om soos ons te lyk nie. Geen Hindu, geen Muslim, geen Boeddhism, geen ateïs, niemand het 'n begeerte om soos ons te lyk nie. Want ons kultuur van kerk toe gaan, stuur niemand se hart nie. Ons lyk niks anders as die ander nie. Ons praat nie anders nie. Ons loop nie anders nie. Ons optrede is nie anders nie. Niks is anders nie. En ons dink ons gaan hemel toe gaan. Hy sê dit duidelik, nou, jy gaan dit nie maak nie. En ek wil vir julle sê, ons moet ernstig met ons boeties en sissies al buite gaan praat. Want ons gaan na bo kom, en dit gaan vol Chinese wees. Daai mense op wie ons afkyk, want kyk, die Chinese doen rowwe goed in die wêreld. Maar daai underground church, wat so vervolg raak, hulle gaan volop wees daarbo. En ons mense in Suid-Afrika, wat 85% Christene is, jy gaan nie daarbo sien nie. Jy gaan daarbo kom en dan gaan jy dink, waar is die res van my family, en my kollegas, en my vriende, my bure? Here, waar is hulle? Hy het gesê, gaan uit te maak disippels. Weet jy hoeveel disippels sit om ons wat nog nie gemaak is nie? Net daar waar jy werk, net daar waar jy elke dag opryk, net daar waar jy in Pick n Pay in die ry staan. Nie op in Afrika nie, hulle het hulle eie mense wat daar disippels maak. Net hier is die mense verskriklik verlore. Ek sien 10, 15 mense 'n dag in daai toetskamer, en as ek vir jou sê 1, miskien 2 is gered, lieg ek nie vir julle nie. Nie omdat ek hulle judge nie, omdat ek hulle aksies aan die woord van die Here meet, en kan sien, hierdie is nie gered nie. As jy nie die Here soek soos 'n kosbare skat nie, en jou delwery is nie gestart 24/7 nie, jy gaan dit nie maak nie. Jesus kom dien ons as 'n servant. 'n Goeie koning dien sy mense. 'n Goeie koning roel nie sy mense nie. Hoor jy wat ek sê? 'n Goeie koning dien sy mense. Hy doen die beste vir sy land. Hy roel hulle nie. Elkeen van ons wat hier sit is 'n koning in die koninkryk. Wat ander moet dien. Kyk wat doen hy.
Hy kom was hulle voete. Petrus sê vir hom, "U sal my voete in der ewigheid nie was nie." Hy het nou al besef hier is die seun van God. Hy sê, "Jy kan dit nie doen nie." Jesus antwoord hom, "As ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. As jy nie hierdie dien wat ek jou gee, hierdie servanthood vat nie, het jy geen deel aan my nie." Petrus sê vir hom, "Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof." Hoor wat sê Jesus volgende? Jesus sê vir hom, "Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar hy is heeltemal rein. Al wat jy nodig het, sê hy vir hom, is om ander mense se voete ook te was." Wanneer laas het jy iemand gedien? Wanneer laas het jy jou ma wat in die ouer huis sit, met wie jy nie praat nie, want sy was 'n terrible ma, gaan dien met die liefde van Jesus en haar vergewe? Wanneer laas het jy daai kollega wat jy vir jou hel maak by die werk, gedien met liefde, vir my cupcake gevat, vir 'n briefietjie en sê ek bid vir jou. Ek sien jy sukkel bietjie, bid vir jou. Ten spyte van wat hy aan jou doen. Wanneer laas het jy jou broer of jou suster met wie jy al vir jare nie praat nie, die telefoon opgetel en hom gedien met die liefde van Jesus, sê my broer, hierdie ding is verby, ek's lief vir jou. Wanneer laas het jy iemand gedien? Want Jesus het gekom om ons te dien. Maar sien, omdat ons hom nie soek nie, het ons dit nie in ons hart nie, om iemand te dien nie. Nie het nie. As jy hom soek en hy jou skat al ontdek, dan is hy dien in jou. En jy dien. En jy vergewe. En jy gaan kuier. En jy maak oproepe. En daai ouens wat sleg is, dien jy met die liefde. Want die liefde verander alles. Gister het ons daai action team training hierso. Hy sê na die tyd testimonies. Ek sê vir julle, daai testimonies wat die Here glorify, die teenwoordigheid van die Heilige Gees kom so in, dat die ou nie kan praat nie. Maar almal wat hy praat van die liefde. My kind was in drugs, liefde verander. My kind was gay vir 17 jaar, liefde, sy's nou gechanged. My kind het dit, liefde, nou verander. My man het dit, liefde, nou verander. Die liefde verander alles. Jesus het ons kom dien met sy liefde. Maar wie dien ons met ons liefde? Net onsself en ons eie goed. Dis deel van jou skatte wat jy bymekaar maak en daai skat is daarbo in die hemel. Is om ander te dien. Kyk wat sê Jesus hierso. Hy sê, hy wat gewas is, hy wat hierdie dien van Jesus gevat het niks anders nodig as om die voete te was nie. Dis al wat jy nodig het, is om iemand anders te dien met dit wat jy van Jesus gekry het. Jesus het jou kom dien sodat jy ander mense kan dien. As jy nie die skat gesoek het, jy het nog eers die dien ontvang nie. Jou voete is nog steeds nie gewas van Jesus af nie. Want jy verstaan dit nie. Hoe begin jy om soek? Alles gaan terug na die woord toe. Alles gaan terug na die woord toe. As jy hom nie nodig het nie, gaan jy nie terug gaan hiernatoe nie. As jy in jouself jou eie planne kan maak, luister, ons Suid-Afrikaners is baie innoverend. Ons is die beste planmakers in die wêreld. Dis nie 'n geheim dat ons die beste werkers in die wêreld is nie. Ons almal weet dit. Oral oor see soek hulle Suid-Afrikaners. Ons is hardwerkend, maar ons is planmakers. Ons het common sense, ons kan goed uitfigure. Dis hoekom ons eintlik nie vir God nodig het nie. Want die anointing wat hy op ons nasie gesit het, vergeet ons waar dit vandaan gekom het. Ons dink ons eie ek wat so goed is. Ons vergeet is hy wat dit vir ons gegee het, omdat ons 'n anointed land is. Die evangelie sê jy moet repent en terugdraai. Repent en draai terug. Sien, ons het nie eintlik sonde voor God nie, wanneer ons so self-righteous is nie, en hom nie nodig het nie. Jy weet, ons gee geld vir die kerk, werk by die bazaar, gee geld by die skool, verkoop worsbroodjies by die skoolfunksies. Jy weet, ons is eintlik op dit. Ek wil vir jou sê, hoeveel Christene sien hulle self as sondaars nie. Hulle is so uitgesort in hulle self, hulle het glad nie vir Jesus nodig nie. Ek lieg nie vir julle nie. Ek lieg nie, dis die reine waarheid. Mense het nie sonde nie. Hulle is so uitgesort, hulle kort niks vir Jesus nie. En dis hoekom nie by die repent en terugdraai kan uitkom nie. As 'n alkoholist weet hy het 'n probleem, jy kan nie meer fix nie. Jy moet dit erken. Sien maar, die begeertes van jou hart is wat die Here ons gee. Hy sê, ek sê dat die begeertes van jou hart gee. En dit wat jy soek is presies wat die Here jou gaan gee. Lees hierso.
Want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, Romeine 1:18. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, sê hulle het nie die moeite werd geag om hy delwerry te staart nie, het God hulle oorgegee aan die slegte gesindheid om te doen wat nie betaam is nie. God gaan jou presies gee wat die begeerte van jou hart is. As jou begeerte self-righteousness is, gaan hy dit vir jou gee. As jou begeerte me, myself en ek, en my geld, en my gesin, en my goed is, gaan hy dit vir jou presies gee. As die begeerte van jou hart is om op ander mense neer te kyk al langs die rugbyveld, hierdie ma met die Pep-stores klere wil net nie langs my staan nie. Nou dink hulle ons is vriende. Jy lag as hoe dit lyk al buite. Ouers pak mekaar by 'n jaar-eind prysuitdeling by die skool. Want ek het gedink my kind gaan die eerste prys kry, nou kry hy op en jou kind het dit nie verdien nie. Ek wil julle nie vertel die stories wat hier binne my toetskamer uitkom nie. Ek staan verstom. Kan nie glo mense beklei oor sulke goed nie. Ma's vat mekaar aan na 'n prysuitdeling. Want hierdie was 'n onregverdige prys wat nou vir jou kind gee, my kind het dit verdien. Weet jy wat? Die Here gaan jou presies daai goed gee, want dit is die begeertes van jou hart. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid. Hoerery, dan dink jy, nee, ek hoor hier rond die boosheid, nee, ek sien van die Satan af nie. Hepsig, hier begin die dinge nou moeilik raak. Hepsig, gun nie iemand anders iets, dien nie iemand anders. Nee, alles me, myself, is my goed. Ondeeg is ook om nie skat te soekie, daag het op vir kerk, maar ons niks ander deeg in jou nie. Vol nydigheid, ons gun mekaar niks. John sê altyd, die wit mense gaan ons nie die ander mense iets sê. Kleerlinge ookie, die swart mense ookie, die Indiërs ookie. Ons almal doen nie. In ons eie kultuur gaan ons nie die ander een iets nie. Dis nie oor die kultuur nie, dit het ek al gesien. Dis in ons eie kultuur. Gaan ons mekaar niks. As mense so in skuld sit, omdat hy moes opleef met die Jones, jy weet wat hierdie hom kom wys, kyk wat sy bank het ek gekoop. Nou moet ek het ook hê. As mense so in die skuld sit net omdat hulle jaloesie het, en mekaar niks kan gun nie. Hy kan nie gun en sê, jy het 'n nice bank gekoop, ek is so bly vir jou nie. Nee, ek moet ook hy bank gaan koop, maar nie meer geld nie. Dik skuld. Want ek kan nie vir in sy bank gaan nie, ek moet dit ook hê. Jy lag, dis regtig so. En hierdie geld sharks leen vir die mense geld. En jy leen R1000 en betaal jy R1500 terug. Hulle kom breek jou bene as jy nie aan geld betaal nie. Dis nie 'n grappie, dis regtig 'n goed daar buite. Moord. Ek pleeg nie moord nie. Hy sê as jy net jou broer gehaat het, het jy moord gepleeg. Twis tussen broers en susters, familie, by die werk, by die skool met ander ouers. Dis die orde van die dag. Die Here sê, dit is wat jou begeerte van jou hart is, gaan ek dit vir jou gee. Bedrog. Ja, bedrog is 'n lelike ding in ons land. Ek hoef eers in te gaan nie. Kwaadaardigheid, nuusdraers. Kyk, skinder is 'n lekker besigheid. Beste koppie tee wat jy kan drink is saam met skinder. Kwaadsprekers, vals getuienis hulle teen mense gee, né? Haters van God. Ek sê hater van God nie. Jy het nou net gehoor as jy lief is vir die wêreld, haat jy vir God. Maar jy dink jy gaan kerk toe op 'n Sondag, ek sê hater van God nie, regtig. Lees jy nie die woord nie? Sê ek wat so sê nie, die woord sê so. Geweldenaars, trotsaards, pride, lelike ding. Sien, as jy nie jou kruis opgetel het, het jy jouself neergelê nie. Jou eie ek neerlê, daai humility, is wanneer ek die mense begin dien om my, dis wanneer ek humility het. As ek niemand dien nie, het ek nog nie by humility uitgekom nie. Die mense se trots, hou hulle uit die hemel uit. Die Satan is uitgegooi uit die hemel uit vir trots. Jy sal ook uit die hemel uit bly vir trots. Jy sal nog dink jy gaan kerk toe nou bazaar, dan is jy glad nie in die hemel nie, oor jou trots. Groot praters gaan saam met die trots. Uitvinders van slegte dinge. Dit val sommer saam met klomp ander goed. Ongehoorsaam aan die ouers. Ek wil jou sê, kinders wat ongehoorsaam is aan die ouers, is die ouers se skuld. Die ouers gaan accountable staan daarvoor. Want ek het dit toegelaat, dat my kind my roel, terwyl God my die authority oor hulle gee. En dis aan die orde van die dag. Gehoorsame ouers, so wat ons nou het. Nie gehoorsame kinders nie. Maar die ouers gaan accountable staan vir daai goed. Onverstandig, wanneer ons eie planne maak, né? Jy is nie in jou boekrol nie. Ontrou, sien net in jou man of jou vrou nie, is ook 'n kollega wat jy in die rug steek of so. Sonder natuurlike liefde.
Sien, as jy nie die liefde van Jesus gekry het nie, as jy nie toegelaat het dat Jesus jou voete was nie, kan jy dit ook nie uitdeel nie. Onversoenlik, onbarmhartig, jy weet, wil niks sê met hierdie arme mense om jou nie. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Dis nie ek wat so sê nie, God se woord sê dit. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Hierdie vrou sit hier so die naweek, al meisiekind was 17 jaar 'n lesbien. Sy het vir haar liefde gegee en vir haar gebid, maar sy het nie goedkeuring gegee nie. As hulle daar stop by die huis, moet die ander een in die kar bly. Jy kan inkom want jy is my kind en ek is jou lief. Maar daai en saam inkom beteken ek keer dit goed en ek keer dit nie goed nie. Hulle is gejudged deur die bure en die familie en deur almal. Weet julle wat? Die Here het daai kind omgedraai. Na 17 jaar, hulle het nie goedkeuring gegee aan haar dade nie, altyd vir haar lief gebly en vir haar gebid. Sy is nou omgedraai. Maar sien, ons kan nie goedkeuring gee aan hierdie goed wat verkeerd is nie, want shame ons net iemand offend nie. As jy die skatte gaan soek, sê jy sien, daai is nie deel van die skatte nie. Dis deel van jou eie ek, wat ons mis. So mense wonder hoekom dit met hulle sleg gaan, maar God het hulle oorgegee aan die begeertes van hulle hart. As daai jou begeertes is, gaan die Here presies dit vir jou gee. As jou begeerte die skatte is en jou delwery is 24/7 gestart, gaan hy dit vir jou gee. Die woord loop altyd kante toe as hy sê, dit wat jy spreek, dit wat die begeertes van jou hart is, dit wat jy glo. Hy loop altyd kante toe. As jy die goeie goed doen, dan kom dit. As jy die slegte goed doen, kom dit. Ons het nou 'n klein bietjie gepraat oor pride en humility, né? Maar ek wil vir jou sê, humility is die grootste wapen teen die vyand. Is om daai kleed van humility aan te trek. Dis nie 'n blinkerige kleed, hoor. Dis 'n gooiingsak vuil kleed. Maar as jy bo in die hemel kom, salute die engele jou. Want daai het ander mense tot bekering gebring. Daai het gemaak dat jy anders loop, anders praat, anders optree. Dat jy set apart lewe. Dat mense honger raak om soos jy te lyk. Is wanneer jy die kleed van humility aantrek. Dit is die ding wat ons in die hemel bring. En dis die ding wat die meeste Christene mis. Selfs kinders van die Here mis dit ook. Is daai kleed van humility. Jakobus 4:7 sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Sien, mense sê, jy moet nie te naby aan God kom nie, as jy te veel in verhouding kom, hoor hierdie leen, dan begin die duiwel jou slat. Jy weet, toe ek tot bekering kom, toes die duiwel op my. Dit is geen skrif vir dit nie. Dit is geen skrif vir dit nie. En mense sê dit. Ons het eerder net hierdie kultuur kerk toe gaan houding hê, want dan is die duiwel nie so naby my nie. Maar die oomblik as jy in verhouding intree met God, kyk, dan slaat die duiwel vir jou. Dan breek die kar, my kind raak siek en verloor my werk en waar staan dit in die woord? Die enigste skrif wat ek kry is Jakobus 4:7 wat sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal vir jou wegvlug. Dat hy sê dat jy hom actually kan weerstaan. Hoe weerstaan jy hom? Met humility. Onderwerp jou aan God. Humble jou voor God. Lê jouself neer. Soek die skatte. Lê jou eie vrotskatte neer. Tel jou kruis op, beteken lê jouself neer. Dan vlug die duiwel van jou af. Hy het absoluut niks op jou nie. Die wapenrusting is een ding, daar's wapens daarin, maar die grootste wapen teen die duiwel is humility. Die grootste wapen teen die duiwel is humility. Want dis die ding waarvoor hy uitgegooi is. Dis sy fame to claim to fame, is pride. En as jy hom nie vat nie, het hy niks op jou nie. Maar as jy hom vat, is hy voetjie in die deur. En as hy voetjie eers in die deur is voor jy weet die deur opgeswaai, dan is dit los daar binne in jou lewe. Alles loop verkeerd. En dan wonder jy hoekom. Maar jy het die deur opgemaak met pride. Om by hierdie skatte uit te kom, of deel daarvan is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Iemand wat ek ken, die Here 3 jaar terug haar lewe net so omgedraai, sy het ook weed gerook en goed, net so. Die sussie sukkel, maar soos wat sy nou omgedraai is, judge sy eintlik die sussie heeltyd, want sy is nou nog nie daar nie. En in haar probeer sy help, judge sy eintlik, maar sy besef dit nie, want die ander persoon vat dit as judge. En die sussie het vlak grond gehad, maar voor sy weet is 'n teerpad. Toe was hy niks weet van die woord nie, niks weet van kerk toe gaan nie. En die Here gee vir my 'n woord vir haar en ek sê vir haar, wees dit lief vir jou sussie.
Ja, maar ek kan nie goedkeur dat sy gedoen het nie. Ek sê, Jesus het ook nie goedgekeur dat die hoer gedoen het nie, maar hy het vir haar liefde gewys. Ek sê, is net lief vir jou sussie. Ons is nou by 18 maande na daai woord. Haar sussie is 3 weke terug so omgeflip deur die Here. Net so. Want die liefde het die teerpad in vrugbare grond verander. En daai saad wat ingesit is onder die harde grond het nou opgeskom. En die eerste woord wat die Here haar sussie gee, is die 10 gebooie. Sy gaan in die Ou Testament vat haar soontoe en sy sê, ek was nie gehoorsaam nie. Ek het nie my maale gehoor nie. Ek het nie, kan jy dit glo? Die Here vat haar terug soontoe en hy wys dit vir haar en sy vat dit, want die grond is voorberei. So gehoorsaamheid is ons wys vir die Here dat ons hom liefhet. Dis ons wys dat ons sy plan gestart het en daai delwery begin het. Dis ons soeke na die skat, is hy soeke na dit wat God op ons hart druk om gehoorsaam te wees. Want die Heilige Gees sê vir jou, nee, wat maak jy nou? Maar ons luister nie. Verhouding is nie godsdiens nie. Dit is die ander ding wat ons hy skatte soek. Naaste liefde, om mekaar te dien. Al hierdie dinge is om hy skatte te soek. So om klaar te maak wil ek net sê, as jy net 1 keer 'n week soek, as jy delwery net 1 keer 'n week start vir 'n uur, jy gaan niks uithaal nie. As jy net 2 minute 'n dag om start met jou 2 versies, jy gaan niks uithaal nie. God sê vir my hierdie week, terwyl ek aan hierdie goed dink, sê hy vir my, hoeveel preke moet nog gepreek word oor verhouding, dat kerk op 'n Sondag jou nie gaan red nie? Hoeveel preke moet nog uitgaan oor hierdie topic, dat kerk toe gaan op 'n Sondag jou nie gaan red nie? Hoeveel? Want hierdie topic is nie nuut nie. Hierdie topic is al baie gepreek oor baie jare. Wanneer gaan die Christene in die land wakker skrik en besef dat ons 85% Christendom eintlik almal op pad hel toe is? En dan net 'n handjie vol kinders van die Here is wat gered gaan word. Wanneer gaan hulle wakker skrik? Ons is so in 'n gemaksone van Christianity, kultuur, dat nie een van ons eers die hemel gaan maak nie. En ons wat dit het, deel dit nie. Ons wat daai vlam in ons het, deel dit nie. Hy het gesê, gaan uit en maak disippels. Jy hoef nie jou werk te los nie, jy hoef nie 'n sendeling te word nie, jy hoef nie 'n kerk te begin nie. Net daar waar jy is, moet ons disippels maak. So ons wat dit verstaan, staan net so skuldig soos hulle wat dit nie verstaan nie. Omdat ons dit nie deel nie. Omdat ons nie die vlam in die mense se hart aan die brand steek, om ook hulle delwery te start nie. Staan skuldig voor God vir dit. So ek wil julle aanmoedig, om hierdie delwery prentjie in jou kop te kry. 'n 24 uur delwery wat heeltyd loop, waar jy alles van jouself verkoop het, jouself gehumble het voor God, jou eie ek neergesit het, jouself neergesit het, die wêreld neergesit het, en alles geïnvest het in hierdie delwery, om hierdie diamante uit te haal. En elkeen wat jy ontdek, jou opgewonde maak om nog een te ontdek, om aan te hou delf tot jy nog een dek, want dis hoe God gesoek word. Jy kry hom nie 1 keer en hy het jy hom nie, dis nie hoe dit werk nie. 'n delwer hou nie 1 diamant uit, hou hy op 'n del, want hy het nou 1 diamant gekry nie. Dis nie hoe dit werk nie. So ek wil julle aanmoedig vir dit, dat ons delwerye sal start, en dat ons ander mense sal aanmoedig om hulle sin ook te start. En dat ons nie 1 keer 'n week delwery het nie, maar 'n 24 ure dag, 365 dae van die jaar delwery. Okay. Sluit hierdie oë. Dankie Abba Vader dat U vir ons net hierdie